vir sy woord. Amen. Sy woord bring lewe in ons harte. Sy woord is hier om lewe te bring, 30-voudig, 60-voudig, 100-voudige vrug voor te bring in elke hart. Amen. En die Here is hier om net inspraak te gee in ons hart. Ons maak ons harte oop vir die Here en vir sy gees, sy lewe wat hy begee vir ons. Amen. Hy het dit klaar gegee 2000 jaar terug in die kruis. Hy wil net weer bevestig vanoggend hier dat hy Here is, dat hy 'n heerser is, dat hy geneesheer is, dat hy 'n koning is, dat niks wat jy deurgaan vir hom onmoontlik is om op te los vanoggend nie. Amen. By God is alles moontlik. Halleluja. Prys sy heilige naam. Kom ons kyk na 'n paar skrifte vanoggend in die woord van die Here wat ek met julle wil deel. En vanoggend gaan ons 'n bietjie net litte losmaak. Amen. Kom ons maak 'n bietjie litte los in die gees vanoggend. Kom ons strek 'n bietjie in die gees op en kom ons raak los in die plek. Want die Here wil graag 'n vryheid bring in ons midde. Hy wil iets besonders bring in ons harte. Hy wil nie op 'n plek staan waar jy verstaar staan en verstik word en deur kettinge gebind word en nog steeds in die ou lewe, die ou bestaan en die ou dinge jy bestaan voor jy. Maar kom ons kom na 'n nuwe plek toe in die Here vanoggend. Amen. Hy roep jou tot 'n nuwe plek vanoggend om hom te ontdek op 'n nuwe wyse vanoggend. En die Here het 'n sin vir humor. Amen. God het 'n sin vir humor. Wie weet dit? Ek net persoon langs Jesus gesê, prys die naam van die Here. Amen. Hy het 'n sin vir humor. Prys die naam van die Here. Amen. So kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons vanoggend in die boek van Handelinge 15 vers 18. Aan God is al sy werke van ewigheid af bekend. Aan God is al sy werke van ewig af bekend. Alle werke wat God is ewig vir hom bekend. Nou, kom ons kyk na 'n volgende skrif net vir ons aangaan. In die boek van Jesaja 43 vers 9. Kyk, ek gaan iets nuuts maak. Nou sal dit uitsprei. Sê dit in naam, ja, ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. Riviere in die wildernis. Halleluja. En so dan gaan ons kyk na die boek van Markus, hoofstuk 14 vers 33 en dan neem Petrus en Jakobus en Johannes saam met hom en begin ontstel en benauwd te word en hy sê vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak. En toe hy 'n bietjie verder gegaan het, val op die grond en bid, dat as dit moontlik was die uur by hom sou verbygaan. En hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Almal sê, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik. Neem die beker van my weg, nogtans so wat ek wil nie, maar wat u wil. Alles is vir u moontlik. Ek gaan 'n paar oomblikke gebruik om julle te praat oor dit vanoggend. Alles is vir God moontlik. Alles is vir God moontlik. Amen. So vanoggend wil ek net praat oor net vir 'n geruime tyd. En die Here wil graag die bewustheid skep vanoggend met hier, dat by die Here is alles moontlik. Want God kan alles doen. Hy is in 'n klas van sy eie. Hy hoef nie in 'n klas te wees waar iemand hom aanstel nie. Hy is in 'n klas van sy eie. Hy doen wat hy wil, hy sê wat hy wil en die Here is die Heer van ons lewens en ons harte vanoggend. Amen. God hoef nie gedelegeer te word nie. God hoef nie beveel te word nie. Hy weet wat hy doen. Hy weet waartoe jy op pad is. Hy weet wat die geheime van jou hart is vanoggend. Hy weet wat die paaie is wat jy gewandel het tot hier toe. Hy ken die begin van die einde af, né? Hy weet waartoe jy gaan. Hy weet elke pyn, elke smart, elke leed in jou hart. Hy ken dit vanoggend en jy sê, Here, help my twyfel, help my ongeloof is in die regte plek. Die Here wil graag net kom bevestig vanoggend vir ons dat baie kere as ons God se weë wil verstaan, gaan ons nie altyd sy weë verstaan nie. As ons iets ontdek van die Here, is dit asof die Here sê, maar jy het eintlik nog niks ontdek nie. Want hy is so groot, hy is so geweldig, hy is so almagtig in homself, dat ons kan niks en nooit alles van die Here ontdek nie. Nee, ons kan 'n klein bietjie van hom ontdek. Ons kan iets ontdek wat hy sê in sy woord te beloof. Maar hy is soveel meer as dit. Amen. Hy is soveel meer as ons eie gedagtes, ons eie harte, ons eie visie, ons eie kenbare ervarings met die Here. Die Here werk met ervarings. En baie keer sien ons nie die einde wanneer ons deur dinge gaan nie. Ons sien nie wat die Here gaan doen op die einde nie. Ons kan terugkyk en wel beleef ons het deur dinge gegaan in die verlede, né? Ons kan terugkyk vandag en wel beleef daar is dinge wat teen my gestaan het, dinge wat ek nie kon beheer nie, maar ek is deur dit. Amen. En hoeveel julle weet dat jy was afgelope tyd deur 'n storm gewees? Wie van julle kan net jou hand opsteek en sê ek is deur 'n storm? Wie van julle sê ek is deur 2 storms? 2 hande. Wie sê die storm is so erg 3? 'n hand en 'n voet. 'n hand en 'n voet. Amen, weer eens. En as ek die naam Google gaan staan daar Almenië. Amen. En op die internet. So nou is er storms gewees, jou naam word gekoppel aan storms en fratse en dinge wat om jou gebeur. Amen. En Here sê vanoggend vir ons net daardeur, kyk na die einde van jou lewe. Almal hier vanoggend staan by 'n kruispunt.
Jy staan by die kruispunt van jou verlede en jou toekoms. Jy weet nie wat gaan môre gebeur nie. Maar ek weet die Here is môre daar. Hy sê in sy woord, ek is in jou môre. Ek is daar waar jy nog nie eers aan gedink het nie. Want baie van ons kan nie die môre sien. Baie van ons twyfel oor die môre. Baie van ons weet dit gaan môre gebeur nie. Ons weet nie wat die uiteinde gaan wees vir ons lewe nie, maar ons weet dat die Here beloof iets vir ons. En wanneer ons bid, dan gryp ons die beloftes van die Here aan en sê, Here, dankie, U is in my môre. Maar U is ook in my gister en U is in my vandag, Here. En ons staan by 'n kruispunt in ons lewens daar vanoggend en ons sê, Here, dit maak nie sin nie. Ek is deur soveel dinge, maar ek het dit gemaak. Here, ek is deur soveel pyn en soveel siekte en soveel dinge wat die duiwel my getuister het en soveel twyfel, Here, maar ek is hier om U te loof en te prys. Ek is hier, ek het dit gemaak tot hier toe, Here. Wie kan getuig daarvan? En die Here sê hier volgende vir ons sê dat hy het gedra. Dit was nie geluk nie. Baie van ons het in die verlede sonder God gewandel. Baie van ons is sonder die Here groot geword in hierdie plek. Ons het nie van die Here geweet nie. En dis nou die tyd om die Here te loof vir die tye wat jy nie gedoen het nie, toe hy jou deurgehelp het, wat jy nie geweet het dit was hy nie. Amen. Dis nou die tyd om te loof vir die tye wat jy dalk gevoel het, so naalskraap het gebeur en ek het dit gemaak. Die ongeluk wat ek amper gehad het was naalskraap. Die trok het my amper getref. Die ding wat ek deurgery was naalskraap, dis geluk geweest. Ons het dit geluk gedoen daai tyd, maar die Here sê nee, dis nie geluk nie. Hierdie ou het 'n doel en ek wil hom help om die doel uit te voer in sy lewe. Ek wil hom help dat hy eendag sy doel vervul in die lewe. Is nie geluk geweest nie. Jy het dit geluk genoem daardie tyd. Is nou 'n goeie tyd om die Here te loof en te prys vir die tye wat jy dit nie kon doen nie, vir die tye wat jy misluk het in jou lewe, wat jy gevoel het, wie gaan my deurdra? Wie gaan my help deur my uur van duisternis? Wie gaan my help tot die einde toe? En die Here sê, ek het jou gehelp, ek het jou gedra, want ek het 'n doel met jou, ek het iets in jou gedeponeer, ek sien iets in jou wat ek wil hê jy moet doen vir my kind. En dit was nie geluk nie wat jy deurgedra het nie. Amen. Is 'n tyd waarin jy deurgedra is deur God se genade in jou lewe en nou 'n plek is waar jy kan loof en prys sy dade en sy liefde en sy wonders. Ek bly almal is bly daaroor vanoggend. Ek sê ek hoor 3 amens, 4 amens vanoggend. Ons sê amen wat beteken ek stem saam. Amen. Prys die naam van die Here. So dankie vir die amens. Dankie vir opgehoor in ons hart vir die Here se woord. En die Here is wonderlik om te weet maar sy woord bring lewe vanoggend. Amen. Sy woord bring lewe. En al wat ek toe ek groot geword het, ons die baie van ons getuig daarvan, het ons nie altyd gesien wat gaan voor nie. Ons het altyd geweet gaan voor nie. Ek het nog die tyd groot geword toe 'n telefoon was. Amen. 'n Telefoon het 'n daag gehad, 'n ronde ding. En dan jy wag hy 0 eers van begin af die einde toe gaan, voordat jy 0 kon draai. Ons het nooit geweet jy gaan 'n ding in jou hand hou, wat jy kan rond mee dra en dit word 'n GPS, dit word WhatsApp en dit word allerlei dinge wat jy kan lees met moderne tegniek. Jy kan 'n telefoon in jou hand hou sonder 'n draadloose telefoon. Halleluja. Amen. Wie getuig van dit? Wie's bly met dit? Ek bly met tegnologie. Amen. Dis bly dat jy vir onsself gegee het. Amen. Dit is baie makliker. En met ander woorde, ek het groot geword in daardie tyd. Ek het nog 'n afluisterlyn gehad daardie tyd. Wie ken die afluisterlyn? Kom aan, al die jongens sê, waarvan praat die ou? Al die ouerige mense so by 50 rond sê, "Sjoe, ek weet van ek praat." Hulle weet, raak gewonde. Amen. Daar het jy nog 'n telefoon gehad en jy kon afluister. Jy kon afluister die ou langs jou, jy is klaar maak vir die lynloop is. Dan hoor jy gou wat sê die einde. Ja, kyk, dan sal jy toesters gedoen, ons kry daar volgende week. Amen. Jy weet al die dinge van almal af. Amen. Kom aan, kyk. Halleluja, die Here is wonderlik en hy gee vir ons vooruitgang. En dis wat die Here doen, hy gee vir ons ietsie om vooruitgang te maak in die lewe, maar ons verstaan nie altyd die uiteinde nie. Al wat ek kan verstaan daai tyd is 'n melkbottel wat jy kom buite sit en hulle gooi 'n token daarin en die volgende dag is die melk in die bottel en niemand vat jou melk, niemand steel die melk. As jy Palisaris nie, daar's die heilige, niemand steel die melk. Halleluja. Dit was wonderlik geweest. Ek verwonder daai jaar. Ek het die Jan van Riebeeck nood gehad. En jy hoef net R10 te breek en R5 was genoeg. En R5 nood, jy het nood gehad. Ek ken nie nood by Jan van Riebeeck nood. Amen. Ja, almal wat so oor 40 is sal weet, dit kan hande. Die jonges sê, wat dan praat jy? Wat gedink? Amen. En die Here sê vir ons vanoggend, daar's dinge wat ons nie gesien het nie. Daar's dinge wat ons nie kon bereik het. Daar's dinge wat ons nie by kon uitkom nie. Maar die Here sê vanoggend dat sy dade is onbekend wat hy gaan uitvoer.
Die Here kan iets uitvoer. Hy sê, kyk, ek gaan iets nuuts doen vir jou. Kyk, ek gaan iets doen. Hy noem dit iets, sodat jy nie verstaan wat dit is nie. Amen. Want as jy verstaan wat dit is, gaan jy nooit wil doen nie. En dit bring my by die verhaal van Noag. Toe Noag begin gaan het by 'n tyd dispensasie, toe Noag op die toneel verskyn het. En Noag het 'n tyd groot geword waar daar baie sonde op die aarde was. En Noag het 'n tyd groot geword waar die Here 'n bevel van gegee het. Noag, jy is my geregtigheid. Ek het guns in jou gevind, Noag, en ek wil hê jy moet vir my iets doen op die aarde. En Noag moet 'n verskriklike taak uitvoer vir die Here. Hy staan in 'n plek van ongeruimdhede. Hy staan in 'n plek van hierdie sonderlosbandige bestaan van 'n samelewing wat hy nie kon beheer nie. Hy preek 120 jaar dat mense hulle self bekeer, maar dit gebeur nie. Mense is hard in hulle harte. Mense soek nie die Here nie. En die Here sê vir Noag, jy moet vir my 'n boot bou. Here, hoe lyk 'n boot? Noag, jy moet 'n goeie verhoud maak. Tot nou toe weet niemand wat goeie verhoud is nie. Nou toe weet niemand wat goeie verhoud was nie. Ek dink die Here het hom gesê, gaan verhoud. Jy noem dit goeie verhoud. Amen. Halleluja. Jy gaan nie verhoud. En dis wat die Here vir ons sê volgende, dat daar is iets wat hy wil doen in jou lewe, maar jy gaan dit nie verstaan. Jy gaan dit nie nou sien. Jy gaan nie weet waartoe jou pad. Jy staan by 'n kruispunt van 'n verlede en 'n toekoms. En jou toekoms is nie bekend vir jou nie. Maar die Here sê vir jou vanoggend, ek is jou toekoms. Ek is jou verwagting. En as ons by 'n plek waar ons onbekend die dinge ervaar in ons lewens, en ons weet nie wat gaan aan nie. Ek is 'n bietjie teleurgesteld, Here. Ek weet wat om my aangaan nie. Here, ek weet nie, die storms tref my, Here. My kinders, dit werk nie uit by die skool nie. Here, my huwelik is gemors, my besigheid is gemors, Here. Dinge om my is deurmekaar en jy staan as jy heeltemal gefibreerd is in jou lewe. En jy weet nie wat die plan is van die Here. Hoekom gaan jy deur storms nie? Hoekom gaan jy deur die probleme nie? Maar die Here sê op die einde, wil ek iets doen in jou lewe. Noag, bou vir my 'n boot. Hier kom reën. Wat is reën, Here? Dis nat. Dit kom by die aarde uit. Dit gaan van die wolke afkom. Die aarde kom fonteine oopbars, Noag. Jy moet 'n boot bou vir my. Here, hoe? Wat goeie vir hom? Wat is goeie vir hom, Here? Hy moet iets doen wat hy nog nooit gedoen het nie. Hy iets maak wat hy nog nooit gesien het nie. En hy moet 'n onbekende ding doen wat nog niemand ervaar het nie in 'n tyd wat niemand ooit reën geken het nie. Niemand het reën geken nie. Amen. Niemand kon ooit weet wat reën was nie. So die Here kan iets doen. Die Here sê, ek kan iets doen. Die Here kan 'n ding uitvoer. Amen. Die Here kan 'n ding uitvoer. En dis wat die Here doen. Hy begin by Noag en die dispensasie van Noag en hy sê, ek gaan 8 seele net uit water uit en ek gaan 'n ding doen. Al kom daar water, 120 jaar lank bou hy 'n ark. Hy sê vir mense, bekeer julle. Hy sê vir mense, kom en gee hulle harte oor vir die Here en hulle wil nie luister nie. Die Here sê, dis tyd dat ek reën stuur. Dis tyd dat ek in die wêreld vernietig en 'n nuwe generasie opwek. En in die tyd van Noag moes hy die Here vertrou vir alles. Hy moes die Here vertrou, ja Here, dis op reën gewees, ek moet 'n boot bou. Ek dink die mense het gelag en gesê, wat gaan aan met jou Noag? Hoekom bou jy 'n boot? En ek dink in daardie tyd mense om bespot. Mense het hom gelag. Mense gedink, hierdie ou is kleinlik, wat doen hy? Hy bou hierdie groot ding vir wat? Hy doen iets wat onbekend is, wat hy nie weet waartoe 'n pad is, maar hy doen dit omdat die Here gesê hy wil dit doen. Die van julle wat hier sit, wat die Here vir gesê dat ek gaan dit uitvoer, ek gaan jou finansiëel help, ek gaan jou genees, ek gaan jou seën, maar jy weet nie hoe gaan dit gebeur nie. Al wat jy moet doen is voer dit uit. Stap in die weë van die Here. Amen. Moenie opgee met die Here nie. Staan op sy woord, staan op sy beloftes volg en sê Here, ek weier om op te gee. Ek weet iets my beloof. Ek weet as iets my moet voor lê, Here. Ek weier om op te gee my situasie. En Here wil dit vra by iemand werk hiervoor. Ek praat met iemand hier wat dit nodig het. Is dalk 2 of 3, maar ek praat met iemand. Amen. Maar die Here sê vanoggend, is 'n woord hier op my hart gelê, dat wanneer ons kyk na Noag, toe hy uit die ark uitklim, dis daar 'n nuwe dimensie, 'n nuwe lewe. Dis alles vir hom nuut. En die Here wil jou ook in 'n plek bring waar hy alles nuut maak. Waar hy alles vermenigvuldig. Dat wat jy deurgegaan het, nie verniet was nie. Maar dis 'n voorbereiding vir waartoe jou pad is volgende. Dis 'n voorbereiding vir wat jy deur was, is eintlik baie relevant vir die dimensie waartoe jou pad is, wat die Here vir jou wil doen.
die Here jou neem in jou lewe, in jou geestelike wandel. En dan, jare later, sien ons so dat die Here ook, op 'n stadium, dan kom ons by Abraham. Abraham is een van daardie mense wat die Here vertrou het, né? Net na Noag, sien ons die groot hoofdfiguur in die woord van die Here is Abraham. Abraham kom op 'n plek waar die vader van geloof genoem word. En Abraham is in 'n plek waar hy vader van geloof is, maar hy twyfel. Hy sê, Here, 3 keer met die Here roep uit Haran uit, in die land van sy afgoderry. En hy sê, kom, Abraham, gaan na 'n plek wat ek vir jou sal demonstreer en wys. En Abraham, ek wil jy moet wandel, as sien niks om jou gebeur nie, loop net. Gaan na die plek wat ek vir jou het, Abraham. En hy het 'n onbekende rang, hy het 'n onbekende milieu. Hy weet nie waar hy op pad is nie. Hy weet nie wat wag vir hom aan die ander kant nie. Hy moet die gemaksone van sy vaders verlaat en na 'n plek toe gaan in 'n woestyn loop en die Here vertrou vir 'n woord wat die Here vir hom gegee het. En op die einde van die dag word Abraham die vader van geloof. En Abraham is nie mekaar op 'n stadium in sy lewe. Hy weet nie of hy kom of gaan nie. Hy staan in 'n plek waar hy twyfel oor die woord van die Here. Here, gaan nie vir my 'n generasie gee. Gaan nie vir my 'n kind gee. En Abraham raak in mekaar. En Abraham raak heeltemal verbreek, want hy sien hier's Hagar, sy sal vind en hy sê, kom ons wek maar Ismael op, want Ismael is dalk die belofte. En Abraham is hier by Ismael, Hagar, hy wandel, hy weet nie waar hy op pad is nie. Hy sien dalk is hierdie berg, nie is hierdie berg nie. Dalk is hierdie koppietjie, nie is hierdie koppietjie nie. Dalk is hierdie boom, is hierdie boom nie. Hy weet nie waar hy op pad is. Die Here sê, gaan net. Stap. Ek gaan die plek vir jou wys. En hy sê verbreek in sy lewe. Hy staan in 'n plek waar die verwagting wat hy gehad het teweeggestel is. En op 99 jaar doen die Here iets. Op 99 jaar doen die Here iets besonders. Hy maak vir Sara vrugbaar. Sara op 90 jarige ouderdom kry 'n babatjie en hy noem Isak en die Here sê kom vat jou belofte Isak en gaan offer hom vir my. Praat van iets wat die Here doen. Praat van iets wat die Here wil uitvoer vanoggend. Amen. In jou lewe sal die Here vir jou sê, ja, dit is 'n belofte, maar wat lê voor vir jou? Die Here sê, ek wil jy met alles opoffer, baie kere. Offer hom. Gee alles vir my. En baie keer is ons nie in 'n plek om die Here te vertrou, dat ons alles kan oorgee. Nou, die Here sê, gee dit oor vir my. Gee jou Isak vir my. En Abraham het stap na 'n plek toe, maar ek hou van Abraham. Want Abraham het geloof in sy mond gehad. Hy het geweet wie God was. Want toe op pad is na die berg toe. Hy sê, ons gaan die Here aanbid en ons gaan terugkom na julle toe. Hy en die seun. Hy het geweet wat God kan doen. Hy het geweet, al moet ek my seun offer vir die Here, gaan die Here hom opwek uit die dood uit. Ek gaan terugkom en my lewe geniet saam met Isak. Ek gaan 'n lewe lei wat God beloof het en ek gaan 'n generasie hê in Jesus naam. Die Here het gesê ek gaan 'n generasie hê. Dit maak nie saak om my gebeur nie, maak nie saak of teleurgesteld ek staan nie, maak nie saak of my planne nie uitgewerk het nie, maak nie saak of finansies nie klop nie, maak nie saak of dinge nie wil regkom nie, maar die Here het gesê hy gaan dit doen en as God gesê gaan hy dit doen. Amen. En die Here voer dit uit vir jou vanoggend. Hy sê vir Abraham offer Isak. Offer Isak vir my. En Isak is nie maklik om te offer nie. Dis die seun van die belofte, dis die generasie wat hy moes opwek en voorbring vir die Here. En Abraham is bietjie teleurgestel oor alles en hy's op 'n stadium bietjie begin hy met Ismael, begin met Hagar, hy begin sy eie lewe te lei en ewe skielik is die belofte daar. En baie van ons probeer uit ons eie menswees dinge doen, wat die Here sê nie moet doen nie, om oplossing te kry natuurlik. En baie keer is ons vasgevang in so 'n situasie dat ons streng gesproke, mense gesproke, iets wil doen vir die Here, maar die Here sê nee, ek wil dit doen vir jou. Ek wil dit uitvoer vir jou. Here, ek wil vir iets doen, maar die Here sê nee, ek wil dit in jou doen, ek wil dit vir jou doen, ek wil vir jou 'n wonderwerk wys. En baie keer is die wonderwerk nie in ons vermoë nie, dis in God se vermoë. Dis wat hy doen vir jou vanoggend. En ons sien ook verder dat die Here vir Abraham oprig, hy verwek Isak en later kom Josef. Josef is hele alles storie op sy eie. Josef staan in 'n plek en Josef word weggevoer na Egipte toe. Josef staan in 'n plek waar hy bekleed was met 'n mooi kleed van sy pappa af, sy vader het 'n mooi kleed gegee. Hy staan in 'n plek waar hy trotsvol is in kleed. En Josef staan en hy sê, ja, maar hy het my weggevat in Egipte. Ek staan in Egipte en ek moet vervaardig wees, ek moet in Egipte werk, ek moet baie hard werk vir wat ek moet bekom in my lewe. En Josef word opgerig deur die Here in Egipte. Hy werk hard en hy kom uiteindelik by 'n plek uit en hy's verbreek. Hy sê, maar al wat ek wou doen is eintlik net vir 'n droom vertel het. Ek het hierdie mooi kleed
gehad, ek is my pappa se gunsteling kind gewees, hy het my baie lief gehad, en ek was die gunsteling boetie, hy het my mooi kleed gemaak, en ek gedink, ek vertel maar net vir hulle droom, en ek moet sterf vir die droom, ek vertel dit vir hulle droom, en nou moet ek sterf vir die droom wat ek vir hulle vertel het. En hy kom by Egipte, hy werk hard om promosie te kry in Egipte, en daar is weer iets wat hom gebeur. Hy weet nie wat hom aangaan. Hy sit in 'n put op 'n stadium, en die Ismaeliete kom haal hom uit die put. Wie sê Ismaeliete? Dis dieselfde generasie wat Abraham verwerk het, en is uit dieselfde saad uit. Want Ismael was uit Abraham se lendene verwerk deur Hagar, die Safin, nie die Sara nie. En hy sit in 'n put, en die Ismaeliete kom haal hom uit die put uit sy familie. Vat hom na Egipte toe, sy verlangs familie. En hy kom by Egipte, hy met baie hard werk, hy kry promosie, hy kom uiteindelik in Potifar se vrou se plek uit, en Potifar se vrou vat 'n kans met hom. Almal ken die verhaal, né? En die Bybel sê Potifar was baie vet gewees. So as die Here sê is vet, is hy vet. Amen. Prys nou, kom aan kyk. Hy was baie vet gewees, en Potifar, sy vrou vat 'n kans met Josef. En hy laat sy kleed agter, die kleed val, en sy beskuldig hom, sy lieg teen hom en sê, maar hy het 'n kans op my gevat. As ken nie verhaal, en hy beland in tronk. Hy sê, ja, weet nie werk het uit die Here, maar hier is ek droom het nie my gegee, Here, ek is so 'n bietjie verward, Here, ek weet dit aangaan om my nie, Here, ek gedink ek gaan by 'n plek uitkom waar ek 'n droom het, waar ek 'n visie het, waar ek 'n koning word, 'n heerser word, die son, maan en sterre buig voor my neer, en ek sien dit in droom, Here, maar ek weet wat hier aangaan nie, want ek ken nie die stap, Here, die toekoms is my bietjie duister, want hier is ek, Here, op pad Egipte toe, en ek werk hard, ek kry promosie, en Potifar se vrou vat 'n kans met my, en nou is oor haar leens in 'n tronk, en ek weet dit aangaan, Here, ek sien as ek in 'n tronk, maar ek moet 'n heerser wees, amen. Here, wat gaan aan hier so om my? En baie keer voel ons so, het voel dalk, Here, het ek 'n afdraai gevat wat ek moes vat, het ek gesê regs, ek het links gegaan, dalk, Here, het my GPS nie gewerk, my geestelike GPS nie gewerk nie, en jy weet wat aangaan om mense wat, amen, maar die Here sê, hy gaan 'n ding doen volgende, amen, hy gaan 'n ding doen, hy gaan 'n ding doen, hy sê, ek gaan iets doen, ek gaan iets doen vir jou volgende, wie glo dit volgende, die Here gaan iets doen vir jou volgende, amen. Hy kom by 'n plek in Egipte waar hy verward is en hy is weer in 'n tronk. En hier is die bakker en die skinker saam met die tronk. Hulle het drome gehad en hulle sê Josef leef ons die drome uit. En hulle het gesê ag nee, net nie waar droom nie. Net nie weer 'n droom. Elke keer as ek 'n droom vertel of uitlê, dan kom ek in die moeilikheid. Amen. Net nie weer 'n droom nie. En hy is in 'n plek waar 'n tronk gesit word, waar 'n drome gekommunikeer word met hom en hy wil die drome uitlê vir hulle. En op 'n stadium toe kom hy uiteindelik by Farao uit. Hy staan op Farao. Farao sê vir hom ek het 'n droom gehad. En hy skrik homself op die boog, hy is verstarrig en hy sê 'n bleek in sy gesig, net nie weer drome nie, asseblief nie weer drome nie. En Farao sê daar was 7 maarkoeie en 7 vetkoeie. Nou 7 jare wat verbygaan, maar dit hongersnood gewees en 7 vetjare wat voor die miskien nie verhaal nou. So by die einde van die dag het die Here 'n ding gedoen vir Josef. Die Here het 'n ding gedoen vir Josef. Amen. Die Here het 'n ding doen vir jou volgende. Kom ons vat dit, kom ons sê Here, dankie vir die ding wat U doen in my lewe. Dankie Here dat U dit uitvoer. Iets gaan U doen. Ek weet nie wat die Here, ek weet nie wanneer gaan dit gebeur nie. Ek weet nie hoe nie Here, maar weet iets gaan U doen. Iets gaan U sê Vader. U gaan iets uitvoer in my lewe vandag. As jy bly is daaroor, gee vir julle prys te volg. Okay. Dankie Here dat U iets gaan doen vir my. 'n Ding gaan doen vir my. Die Here gaan iets doen. Hy is besig om te doen. En Josef kom met die deel. En Josef is op die einde van sy dae, hy uit die tronk uit en hy word die heerser van Egipte. En ons sien later die dispensasie kom is daar 'n Farao wat Josef nie geken het nie. Ons ken die verhaal, 'n Farao het Josef nie geken nie. Hierdie Farao het in Egipte oor en hy ken nie Josef se generasie se verhaal nie. En hy sê ek gaan hierdie ouens as slaaf behandel, hierdie Israeliete. Ek gaan hulle gevange neem, die Hebreëse kinders. Ek gaan hulle strooi, bymekaar kompakteer en bakstene maak en ek wil hulle in slawerny inlei. Hulle gaan nie ontsnap uit Egipte uit nie. Hulle moet eers op die middelspel wat hulle gebou het. En die Here sê nee, hulle moet eers hierdie goed klaar maak vir my. Die Farao sê dit vir hulle. En die Here het 'n plan gehad met alles. Want toe kom Moses. Ewe skielik toe kom Moses. En Moses se ma se naam is 'n verskriklike naam, Jochebed. Dis is jou gebed.
Amen. Jochebed. So Jochebed was 'n vrou saam in die Bybel, Jochebed. En sy het vir Miriam opgewek. Sy het vir Moses en Aaron opgewek. Miriam was in die begin irrelevant. Die Here het 'n plan met elkeen. En kom ons kyk na dit. Die Here het 'n plan vir jou vanoggend om vir jou te sê, maar al is jy Miriam. Miriam word gebore in die dele van Jochebed, Moses se moeder, en sy kom in 'n plek waar gevangenes in slawerny was in Egipte, en op die einde van die dag was Miriam die een wat tamboerijn begin optree terwyl hy die Rooi See uitgetrek het, nadat hy Egipte se slawerny ontsnap het. Dus sy die wat tamboerijn optel op die einde, en Here begin loof en prys. Amen. Sy begin uit tamboerijn te slaan. Ons is vry van Egipte. Sy sing die lied van Moses sê, loof die Here want hy is goed, dat sy geroeneerdheid tot die ewigheid, en sy uit die perde en die ruiters verslaan, en hulle uit die see laat verdrink. Sy sing die lied vir die Here. Amen. Die lied van Moses. Sy werk 'n lied op vir die Here. Amen. Halleluja. So miskien voel jy dalk, daar's dinge wat om jou nie sin maak nie, jy voel betekenisloos, jy voel jy het nie 'n visie nie, en dis hoekom Jochebed nie kon verstaan nie. Miriam het altyd goed geslaan. Amen, sy klein was. Sy het altyd goed geslaan. Sy het potte aan mekaar geslaan. En dis die rede, baie keer sien ons in mekaar nie die visie wat die Here in jou lewe het nie. Jy sien nie in daardie persoon die kwaliteit wat God sien nie. En dis asof jy net baie kere veroordeel staan vir mense. Jy voel baie kere, wie sien die ou nou eintlik? En weet jy staan in jou hart vanoggend, en jou hart is dalk besoedel deur al die kritiek en al die negatiewe suggesties, maar jy staan en jy kyk na jou persepsie oor wie jy is dalk, en jy sê, maar wie is ek eintlik vir die Here? En die Here sê, so Miriam, nooit is op die toneel nie, maar nou wil ek 'n tamboerijn in jou hand sit, en ek wil jy met prys en lof en eer vir my bring in die lewe, want ek gaan jou vry maak, ek gaan iets doen, God kan iets doen, amen. Ek gaan 'n ding doen vir jou, halleluja. En op die einde van die dag, die sê so dat Miriam was daar, Aaron in die lede van Jochebed, en ook dan Moses op die einde van die dag. Moses was interessant, Aaron word die eerste Levitiese priesterlike ambt, wat opgerig was deur die Here, en hy het 'n betekenisvolle bestaan gehad, hy het iets beteken vir die Here. Moses kom op die toneel, en Moses moet 'n verlosser word van die hele volk, wat in Egipte as slawe behandel word. Moses kom op die toneel. En Moses word in 'n mandjie gesit, en op 'n rivier gesit, en die Egiptenare neem hom aan, en sê, kom ons maak hom groot in die weë van die Egiptenare. En baie keer weet ons nie wat die plan van die Here is in jou lewe nie. Maar die Here sê, ek voer dit nou uit in jou lewe, ek bring iets in beweging, ek doen 'n ding. Ek doen 'n ding vir jou, amen. En die Here sê, ek doen 'n ding nou vir jou. En Moses weet nie dat hy eintlik as 'n klein babatjie, as ware verstoot was nie, maar vir 'n rede. Amen. En weet nie dat hy eintlik, ek dink toe groot was in die tempel van die Farao, toe dink ek by myself, hoekom is ek verward word? Hoekom is ek verstoot word as 'n rede? Daar was 'n rede by die Here. Daar was 'n rede hoekom hy verstoot moes wees. En baie van ons voel dat dinge druk jou, dinge is teen jou, dinge werk jy uit vir jou. Dinge, Here, hoekom ek? Hoekom ek, Here? En die Here sê, nee, ek wil 'n ding doen. Want Moses het die kans gekry om groot te word in Egipte, in 'n paleis by 'n Farao, waar hy al die weë van die Egiptenare verstaan het. Hy het al die kennis van die Egiptenare gehad. Hy het in die aangesprook van 'n Farao kom staan, en die Here het hom vreesloos groot gemaak voor die Farao. Om voor 'n Farao te staan, beteken dat jy moet vreesloos wees. Hy het die weë geken van Egipte. Hy het die tradisies geken van Egipte. Hy is opgerig vir 'n rede, né? Maar iets in hom het uitgeskreeu en gesê, uitgeroep, ek is nie Egiptenaar nie. Op 'n stadium te sê, die dogter van Farao, kom ons neem hom aan. Kom ons sê dit is my kind. Hy sê ek wil nie hê jy moet sê ek is 'n Egiptiese kind nie. Ek sê 'n prins van Egipte nie. Ek is 'n Hebreër. Ek is iemand wat die Here wil oprig. Ek is iemand wat 'n doel het, en ek gaan my doel begin uitvoer in hierdie wêreld. En op 'n stadium toe herken hy sy broers wat mekaar beklei, en hy kom uit, eintlik 'n Egiptenaar wat een van die Hebreërs slaan, en hy kom en hy maak hom dood en begrawe hom in die sand. En na rukkie kry hulle hom, en hy word weggevoer in die woestyn vir 40 jaar. Moses gaan vlug vir 40 jaar in die woestyn in. Vol van die kennis van Egipte. Hy weet wie die wyse man is. Hy ken die heksery van Egipte. Hy weet hoe dit werk. Hy weet elke strategie van die Farao. Hy ken die paleis se omgewing. Hy ken die manier hoe die Egiptenare dink, hoe hulle karakter is.
Hy weet hoe hulle dinge redeneer. Hy weet hoe hulle transaksies doen. Hy weet hoe hulle besigheid doen. Hy ken al die weë van Egipte, want dit is 'n rede wat die Here hom daar geplaas het om iets uit te voer. Die Here wou 'n ding doen. Amen. Die Here kan 'n ding doen. Die Here kan iets doen. Amen. En hy kom uit die woestyn, 40 jaar lank uit die woestyn. En ewe skielik verander iets in Moses. Uit 'n brandende bos uit 'n braambos ondervinding, 'n braambos. Baie mense het 'n skelmbos ondervinding, uit 'n braambos ondervinding gehad. Halleluja, amen. Hy het by 'n braambos geleer. En hy het die braambos sy inligting gekry. En hy kom terug in Egipte en die Here doen iets in Moses se lewe. Hy sê vir Farao, hy stap sonder dat iemand hom begelei in die gange af van die tempel van Egipte. Hy stap alleen in die gange af en hy kom vir Farao en hy sê vir Farao die volgende. En dit vat nogal krag en autoriteit van die Here af. Die Here moet iets in jou doen vir jy dit kan sê. Amen. As jy by Farao uitkom en jy kyk op sy gesig en jy sê Farao, ek staan voor jou vreesloos met God se scepter in my hand, met sy autoriteit in my lewe. Ek is deur al die dinge in my lewe, ek was verward, ja, ek het nie geweet hoe aangaan op my nie. Ek het geweet waar toe op pad is, ek het nie wie ek is nie. Maar nou staan ek vir jou Farao en ek sê nie vir jou, laat my mense gaan. Amen. Laat die mense van God gaan, laat hulle gaan. Laat die mense gaan. En het 'n woord van God gekry. En hy sê, laat die mense gaan. Wie van julle staan dalk dat jy voel, ek het geen vordering in my lewe gemaak nie. As jy terugkyk, voel jy nie dat daar enige vordering was nie. As jy terugkyk, voel jy nie, jy is by 'n plek waar dinge vir jou uitwerk nie. Maar as 'n rede vir al daardie dinge, jy staan dalk nou in 'n plek met die Here se hulp in jou lewe, waar jy autoriteit het oor dit wat jou verhinder. En jy kan vra dit sê, laat my gaan in Jesus naam. Ek gaan nie meer onder die slawerny wees nie. Ek gaan nie meer gebid word deur siekte nie. Ek gaan nie meer negatiewe gedagtes hê nie. Ek gaan nie meer depressie hê nie. Ek gaan nie meer bekommerd wees oor môre nie. Ek sê vir jou, laat my gaan in Jesus naam. Ek wil vir jou sê, ek kom vanoggend om te sê vir die wat dalk hier sit vanoggend, daar is slawerny oor jou lewe dalk vanoggend. Daar is bindinge van die duiwel oor jou lewe. Ek wil net vir jou sê in die naam van Jesus, ons laat daardie dinge gaan. Amen. Ons laat daardie bindinge afspat van jou af vanoggend. Ons sê in Jesus naam is die einde. Satan het geen reg meer oor jou nie. Jy stap sonder begeleiding na 'n demoniese entiteit toe vanoggend. En jy sê, Here, in die naam van Jesus Christus ons Here, ek sit my voet neer, Here, en ek sê, duiwel, kom uit, gaan weg, los jou binne oor my familie, oor my finansies, oor my lewe, oor my kinders in Jesus naam. Amen. Sê vir die duiwel dit vanoggend, moenie meer dat die duiwel jou vashou in 'n plek nie, want jy het iets deurgegaan. Die Here is besig om iets te doen. Die Here kan iets doen. Die Here sê, ek gaan 'n ding doen vir jou. Amen. Halleluja. Halleluja. En dis belangrik om dit te besef. Op die einde van die dag kom Moses en hy lei 'n hele volk uit Egipte uit. Hy lei hulle uit. Hy lei hulle uit sonder 'n wapen. Weet jy, die volgende dag, ewe skielik hulle was arm gewees, slawerny. Ewe skielik is al die goud, al die silwer van Egipte vir hulle gegee, gedeponeer na hand. Hulle stap uit Egipte uit, ryk. Biljoenêrs. Van 'n bedelaar na biljoenêr. Hoe vind dit met die naam? Prys naam van die Here. Amen. Waarom is daar oor? Die Here help ons om dit te verstaan volgens. Amen. Ek wil net vir julle 'n bietjie illustrasie wys hoe die Here werk met die mens, hoe die Here dinge beplan vir jou. Ek het die notas vanoggend, ek gaan sê julle lei. En hoe die Here dinge vir jou lei, hoe die Here vir jou dinge doen, hoe die Here vir jou dinge vermenigvuldig in jou lewe, sonder dat jy eintlik dit hoef te verstaan. Want die Here sê, hy verstaan die dinge van die begin af. Hy weet wat hy doen in jou lewe. Hy sê wat dit uitvoer vanoggend vir ons. Amen. En as God dit uitvoer, kan ons nie in sy pad staan nie. Hy sê, ek gaan dit doen met jou sonder jou. Amen. Want hy is God. Hy is steeds God. Hy lewe in ons midde. Hy is hier, hy heers in sy woord. Hy spreek lewe in ons harte in volgende. En die Here sê, ek lei jou uit Egipte uit. Ek lei jou uit slawerny uit vanoggend. Ek gaan nie net totdat die vyand jou vashou nie. En weet jy, ek gaan net klaar met hierdie laaste verhaal. Jare later kom ons by Johannes uit. Moses dispensasie onder die wette gelewe en hy lei 'n volk uit in die woestyn. En hulle kom by die wet uit. Die Here gee vir Moses 'n wet en sê, Moses, hierdie volk moet die wet gehoorsaam, 10 gebooie. En hierdie wet het gegeld tot by Johannes die Doper. Het die wet gegeld. Want die Bybel sê dat die wet en die profete was tot by Moses, was tot by Johannes en Moses.
En daarna het die koninkryk van die Here begin manifesteer. Die koninkryk van God begin manifesteer en dis die koninkryk begin preek in die wêreld. Met ander woorde, as ons kyk daarna, het die Here deur Johannes baie dinge gesê wat mense nie verwag het nie. Hy het gesê, hier kom een naam, hy is skoenlem ek nie waar is so vas te maak nie. Sy naam, hy is die verlosser, sy naam is Jesus. Die mense het verstom gestaan oor Johannes. Hy het gesê, Johannes, want jy is duiwelbesete. Wie dink jy is jy? Jy kom uit die woestyn uit na 400 jaar, waar daar geen woord van 'n profeet was nie. Hier kom Johannes uit die woestyn uit na 400 jaar, geen woord van die Here af nie. Hier kom uit die woestyn uit, verwilder, hy eet sprinkane en wilde heuning, hy het kameelhaarvel oor sy lyf getrek, halleluja. Hy het nie redelike lappe en klere gehad en lidde gehad om aan te trek nie. Hier kom hy uit en hy sê, die Here gaan 'n weg maak. Ek is nie oor die weg verkondig vir die Here, ek maak 'n weg vir Jesus. En baie het gewonder, waarvan praat jy? Wat 'n weg praat jy van? Sien, hulle kon nie die toekoms sien nie. Hulle kon nie insien wat God gaan doen nie. Maar ek is hier om te sê vanoggend vir jou en vir die persoon langs jou en vir almal hier vanoggend, dat die Here gaan iets doen vanoggend. Hy gaan 'n ding doen. Hy gaan 'n ding doen vir jou. Hy is besig om iets uit te voer vanoggend vir ons. Amen. En hy sê vir Johannes, preek die evangelie, sê ek gaan 'n weg maak en hy maak 'n weg vir die Here vir Jesus tot te kom. In hierdie tyd kom Jesus op die toneel. En Jesus kom preek 'n woord wat niemand verstaan nie. Hulle sê ek is nie deel van Moses se wet nie. Ek kom en preek die evangelie. Ek kom en preek 'n koninkryk wat liefde is. Ek preek 'n koninkryk waar genesing is. Ek preek 'n koninkryk waar krag is. Ek preek 'n koninkryk waar duiwels uitgedryf word. Ek preek 'n koninkryk waar genesing is, wat dooies opgewek word. Ek kom en ek bring vir iets anders. En hulle kon nie verstaan, hulle kon nie begryp wat die Here sê nie. Maar Jesus kom op die toneel en hy sê vir hulle, byvoorbeeld die blinde man wat gebore was, hy bring die man, hy genees hom. En die disippels vra hom, Here, wie was die sondige party gewees? Die ouers? Hoekom is hy blind gebore? Die Here sê, hy is blind gebore om die heerlikheid van die Here te demonstreer. Hierdie man is blind. Vir jare is hy blind. Hy het geen visie om hom nie. Hy weet nie wat om hom aangaan nie. Hy kan nie sien nie. Hy kan nie tasbare dinge beleef nie. Maar die Here sê, jy is vir 'n rede so gebore. Vir 'n rede het jy in die verlede so gewandel. En vir 'n rede so deur hierdie gegaan jou lewe, sonder om te sien, sonder om te ervaar wat om jou aangaan. Maar vir 'n rede dat jy God moet verheerlik. Amen. Dat jy God moet verheerlik. Alles wat jy en ek deur is tot nou toe, alles wat jy blind gelaat het, alles wat jy teleurgesteld gelaat het, alles wat jy mislukking was in jou lewe, alles wat jy gevoel het, Here, is buite my beheer. Die Here sê, jy's deur dit, want ek gaan 'n ding doen. Ek gaan iets doen vir jou. Amen. Jy gaan iets ervaar aan die einde van die dag, dat jy oë gaan oopgaan, jy gaan 'n oplossing hê, 'n blywende oplossing in die Here. Jy gaan nie meer verstaan staan teen die omstandighede, teen die bindinge van die verlede, teen die suggesties van die duiwel in jou lewe nie. Jy gaan nie met 'n armoede kom en sê, dis die einde vir my nie, Here. Ek is in 'n plek waar ek maar net arm gaan bly in my lewe nie. Nee, die Here sê jy is in 'n plek waar ek die woord stuur, waar ek 'n oplossing bring vir jou vanoggend, waar ek lewe gaan gee vir jou vanoggend, waar jy nie gesien het wat gebeur nie, my kind, maar nou wek ek iets in jou op, want ek gaan 'n ding doen. Ek gaan iets vir jou doen vanoggend. Halleluja. En Here sê daardeur bring ek iets blywends in ons harte. En te verstaan dat God sien alles van die begin af. Hy ken die einde van die begin af. Hy sê ek het in die geskiedenis, in my woord, weet ek wat ek gaan doen. Ek weet wat ek uitvoer in jou lewe. Die stappe is nie bekend aan ons nie, maar die Here sê ek gaan dit uitvoer. Ek gaan dit vir jou doen. Jy hoef nie te bekommerd te wees daaroor nie. Gee dit in my hand oor, want ek gaan 'n ding doen. Ek gaan iets doen vir jou vanoggend. En dis mense wat op die sit vanoggend sê, Here, my kinders het bevryding nodig. Here, my familie het bevryding nodig. Here, my finansies, Here, moet U help meer. En die Here sê vir jou vanoggend, hou moed, want ek werk dit uit vir jou. Ek doen 'n ding. Jy is deur baie in jou lewe, jy het getwyfel. Jy het nie autoriteit gehad met die duiwel nie. Jy het baie keer swak gevoel in jou binneste. Jy het baie keer gehuil. Jy het baie keer gekla en gesmeek voor die Here. En die Here sê, nou weet ek waar jy gegaan het. Ek gaan iets doen vir jou vanoggend. Ek gaan iets doen vir jou vanoggend. Amen. En kom ons gryp die Here aan. Sê, Here, as daar rede hoekom ek blind was. As daar rede hoekom ek dalk nie kon wandel waar ek verwandel nie. As daar rede hoekom dinge om my nie gegaan het so moet gaan nie. En as daar rede hoekom
Ek dalk teleurgesteld was in daardie tye, ek het nie geloof geprys het, Here, maar nou, as ek in 'n plek waar ek wil loof en prys vir die wonderdade wat U doen, Here, ek kan U nou eer. Here, maak nie saak waar ek gaan vanoggend nie. Ek kan die koning van die konings verheerlik en hom oplig in my lewe en sê, Vader, ek dank U, gaan 'n wonderwerk stuur. U gaan iets doen in my lewe. U gaan iets doen in my lewe. Amen. U gaan iets doen in my lewe. Sê vir die persoon om sê, God doen iets. God doen iets in my lewe. Amen. Halleluja. Wees bly oor dit vanoggend. Dat die Here kan iets uitvoer, waar jy gedink het, dit besluit, gaan God iets doen vanoggend. Hy gaan dit uitvoer vir jou, as 'n kind van die Here. Amen. Loof sy heilige naam. Ek wil julle bid vanoggend net bly vir almal sit. Dat dit wat jy deur is, jy nie sal verhinder om met die beste uit te kom wat die Here vir jou het nie. Dat dit wat jy deur is, jy nie sal terughou om 'n plan in die Here te hê nie. Dat dit wat jy deur is nie in jou hart sal bly en sê, maar ek is 'n mislukking aan die dae van my lewe nie. Kom vir die Here vanoggend en sê, Here, breek die bindings, maak die laste los, Here, laat die mense gaan. Die Egiptenare gaan nie vashou verder nie, Farao gaan nie vashou verder nie. Jy's in 'n plek van aanbidding en lof en prys vir die Here. Begin om nou te loof en te prys. Amen. Ons het net 2 minute oor. So as ons nie nou loof nie, gaan niks gebeur nie. So prys die Here. Dat die Here ons loof en prys, dat die lof en prys met die Here opgaan vanoggend en om eer vir wie hy is. Amen. Omdat God is, dat die hemelse plekke heers, nog steeds is hy die skepper van die univers. Hy is die Alfa en die Omega. Hy is die begin en die einde vir jou en vir my. Amen. Hy is die skepper van jou lewe. Gee hom die eer vanoggend. Gee hom die aanbidding wat hom toekom. Halleluja. Amen. Want hy gaan iets doen. Hy gaan iets doen. Hy gaan iets uitvoer vir jou vanoggend. Dis nie die einde nie. Dis net die begin van groter dinge vir jou as 'n kind van die Here. Halleluja. Hy gaan iets doen. Amen. Prys die naam van die Here. Jy is deur dinge vir 'n rede. Jy is in 'n plek vir 'n rede. Jy is deur teleurstelling vir 'n rede. Maar as iemand om jou wat jou motivering nodig het aan die einde van die dag. Jy is deur siekte vir 'n rede, maar as iemand om jou wat genesing nodig het. Jy is deur pyn en smart in jou hart, maar as iemand wat motivering nodig het en blydskap nodig het. En dis hoekom die Here dit gestuur het en gevat het tot al hierdie tye. En die Here sê, ek gaan iets doen nou, dit gaan uitspreid in die wildernis. Jy gaan dit nie herken nie, sê die Here in daardie gedeelte. Hy sê, jy gaan dit nie herken nie. Jy gaan dit nie herken wat ek doen nie. Maar op die einde van die dag gaan ek dit doen en uitvoer vir jou as 'n kind van die Here. Amen. Halleluja. Kom ons gee die prys vir vanoggend. Kom ons maak dit. Dankie Jesus. Halleluja. Halleluja. Dankie Vader vir die liefde. Kom ons kom vir die Here se aangesig vanoggend. Kom ons gee hom al die eer. Kom ons bid hom in die plek. Ek wil net graag vra ons net ons wil die Here by vanoggend en net sê Here, ons harte waar die Here sê Here, ek is hier vanoggend Here om my teleurstellings te vergeet. Ek my verlede agter my sit. Ek staan by 'n kruispunt in my lewe. Ek weet nie wat vanmôre gebeur met my nie, Here, maar ek weet U is in my verlede gewees. Al die tyd. Dis hoe ek hier is in lewe. Dis hoe ek kan loof en prys in lewe vandag, Here. Dis hoe ek hier is om die heerlikheid van die Here te besing en sy lof te besing en die woord te hoor. En dis wat die Here sê vir ons vanoggend ook, dat ons kan sy lof besing ten spyte van die dinge om ons. Halleluja. Ek weet ons sit vir 'n oomblik en ek is oor sluit voor die Here. Amen. Dankie Jesus. Kom ons gee my Here vanoggend. Dankie Vader vir U liefde. Dankie Vader vir U genade. Dankie Here, ons eer die wonderlike heilige naam. Vader, ons kom vir U troon van genade vanoggend, Here, om barmhartigheid te ontvang, genade te vind, regtig gehelp kan word, Here. Dankie vir die hulp wat U stuur. Here, U is God van hulp, 'n God van almal, 'n God van naby. Dankie Here dat U ons help vanoggend om te begryp, Here, ons is nooit alleen nie. Here, vanoggend in die plek wil ek vra, Vader, dat U werklik net U hand sal uitstrek vir elkeen. Here, dat U 'n middel bring tot 'n beweging, Here, van groter dinge wat U gaan doen en uitvoer in ons harte. Dankie Vader vir 'n herlewing wat uitbreek in ons harte. Dankie Vader vir die vuur van God in ons harte. Dankie dat ons kan lewe spreek in hierdie plek oor liggame, Here, oor huwelike, Here, oor harte vanoggend vir ons verklaar, Vader, dat Jesus Here is. En ons dankie Vader dat U vanoggend, Here, weer eens vir ons betoon deur die woord, deur die Gees, dat U werklik belangstel in ons, Vader. Die werklik daar is in elke situasie, elke tree wat ons gee in die lewe, Vader. Ons sal nie verstaan die probleme nie. Ons sal nie, Vader, gebind word deur kettinge nie. Ons sal nie, ons weier, Vader, om in slawerny te lewe. Here, wat ons wil, die onbekendheid is baie keer vir ons
Here, so as dit angs veroorsaak, die vrees veroorsaak, Here, as ons kyk na die onbekendheid van die toekoms, Here, maar Here, ons weet nie eens ons toekoms, eers ons verlede gewees, Here, ons wil jou aanbid en eer in die plek saam met die kinders, Vader, en ek wil jou groot maak vanoggend, Here, en die verheerlik vanoggend saam met hulle, en sê, Vader, dat U kom toe al die eer, al die aanbidding, al die lof van ons harte, Vader, word verheerlik in die plek, mag die koninkryk hier seëvier, mag die koninkryk hier manifesteer vanoggend, Vader, Here, mag die bindings losmaak vanoggend, Here, mag jy elke stryd wat teen mense staan vanoggend, verbreek in Jesus naam, ons staan teen elke gees van armoede, elke plan wat die veld opwek teen mense, ons staan vanoggend teen siekte, ons staan vanoggend teen teleurstellings, ons staan vanoggend teen bindings in huwelike, ons staan vanoggend teen gedagtes, Here, wat oorheers is deur ander aspekte, deur slawerny van pornografie, of Here dinge, Here, onbekendheid, Vader, slawerny van Here middels wat mense gebruik dalk hier vanoggend, Here, en ons breek dit in Jesus naam, en ons sê, Vader, dat U koninkryk en die krag en die heerlikheid hier welkom is, Vader, maak ons vry van onsself, maak ons vry, Here, van ons verlede, maak ons vry, Vader, om werklik te lewe vir die naam van Jesus, maak ons vry, Vader, om werklik die koning van die konings te aanbid, en te eer en te loof en te prys, en in die plek volgende wil ek uitnodig gemaak, en sê, as jy volgende die sit as 'n kind van die Here, of jy is dalk afvallig van die Here, of jy ken nie Jesus Christus, jou Here nie, en jy sit ook volgende, jy sê, Here, ek wil jy moet iets doen in my lewe, ek wil graag hê, Vader, jy moet iets sê in my lewe, iets uitvoer in my lewe, Vader, en ek weet nie, Here, wat dit is nie, ek weet nie waar toe op pad is, ek sal seker oor môre, en sê, ek het Jesus nodig, steek vinnig jou hand op vir die Here volgende, amen. As jy sit, jy sê, Jesus nodig in jou lewe. Ek gaan geleentheid gee vir mense vanoggend om te sê, kom na die altaar toe, kom na Jesus vanoggend, amen.